Boris sal die afrigter wees. Ek weet baie van julle weet wat hier aangaan, maar baie weet nie. Okay. So, hy gaan die spanbestuurder wees, hy gaan julle lei en vir julle wys wat doen hy as 'n spanbestuurder met sy span voordat hulle enigiets doen. Hier is 'n vorm wat jy ook altyd by het, wat jy moet invul, jou spankaart. Hy moet in volle ingevul word, maar ons gaan nie nou daar in detail gaan nie. Oris? Hierdie ding werk nie. Okay. Die grootste belangrikste ding vir enige opwarming is om bos te kom, seker te maak jy warm drinke kom. 90% van jou beserings kom wanneer jy nie ordentlik opgewarm is. As jy begin maar gewoonlik met kies 'n baan, hoe fiks jy mense is, jy ligter 'n jog in die baan, net om 'n bietjie warm te kry. Maar begin jy met jou basiese strekoefeninge. Jy begin maar gewoonlik van die voete af op boontoe. Boonlyf werk nie altyd so hard nie, jy het maar in die skouersbewegings, die draaibewegings in jou sye, maar jou belangrikste en meeste beserings kom enkels, knieë, heupe en smere. So, waar jy jou opwarmings van die baan gehardloop het, gaan jy maar basies begin met jou enkels. So jy begin maar basies met 'n enkelrol binne toe buite toe. Maak seker dat alles maar net lekker werk. Spelers moet ook net verstaan, die eerste ding wat jy moet doen is as hy enkel seer is op hierdie stadium, gaan hy seer weer raak en verder. So hy moet vir jou sê wanneer hy seer is. Baie van die spelers sê nie vir jou nie en dan raak hy besering so ernstig dat hy later aan of 'n enkel ligament skeef trap, enkel breek. So wat is die courage in Afrikaans? Motiveer en aanbeveel jou spelers altyd om eerlik te wees as jy afrig het. Enige vorige besering aan jou te voorlê, dat jy daarvan kennis dra, maak 'n nota daarvan, dat jy ook weet waar tot wat limiet jy jou speler kan trek. So nadat jy al twee enkels maar buite binne gewerk het, gaan jy oor na jou kuite toe, kuite het jou 'n paar oefeninge wat jy kan doen. Ons begin gewoonlik 1 voet voor en 1 voet agter. So jy doen 'n basiese rol vorentoe die hand plat, trek jou kuit agter, nou trek jou kuit in die lengte van jou hamstring. Die eerste oefening is nooit om hom te ver te strek, so jy gaan net intention lê, dan rol jy terug in die voorsteuning, en jy toon op, dan gaan jy agter weer ons op jou kuite. Kuite so ver as moontlik op jou strek, en dit kan jy so 'n paar keer vorentoe agter doen, agter plat. Hy lê dan ook boop jou kwart, so jy so dat jou gewig daarop lê. So as jy die 2-3 keer gedoen, dan draai jy om. Jy lê iets agter plat. Jy lê op, jy so behoorlik voel, as jy is afrigter in sommige span doen, jy gaan weet wat hulle ondervind. Baie van ons afrigter is seerder. Waar jy op basis hier wat jy kan gaan doen, is jy gaan afgaan op jou knieë. Ja, as ons afgaan op die knie, en my daaroor praat, te opsit, in 'n plank posisie, jy gaan net jou hakke probeer plat sit, hierin trek jy hom net om jou kuit in, dan jy in alternate, 1 voet agter, 1 voet voor. Die hele geheim van dit is moenie teen jou spiere werk nie, gaan net tot waar jy voel hy begin trek, jy sal voel hoe warmer hy raak, verder sal jy op dit nie kan afgaan. Jou knie kan jy nie baie strekoefeninge op doen nie. Jy moet net jou kruisligamente maak het seker dat die pynne is, enige abnormaliteite is nie. Wees versigtig vir knieë, die kruisligmente is geen moeilikheid gee van die pyn. Baie strek om net nog 'n tyd te speel, luister na jou lyf. Bobene kan jy jou basiese voet voor, voet agter. Nou wat jy doen, ons warm gewoonlik op. Jy gaan af in 90 grade, dan werk jy weer in jou hamstrings en quads. Jy kan hom hou vir 5 sekondes, of wat jy kan doen is jy kan net basiese bewegings doen. Weer eens luister na jou lyf, as jy nie daai beweging kan doen nie, doen hom halfpad, of alternatief, voete langs mekaar, en al wat jy doen is jy gaan net lig toe.
squats begin doen. Net om jou kwartsbande te kry. Hey, dis baie praat jy. Dan het jy basies jou kyk te gedoen, jy kwats gedoen, dan gaan jy glutes doen en jy gaan hamstrings probeer doen. So jy gaan net skouderbreedte staan. Die eerste oefening is maar net om die warmte en hitte om te kry, so jy gaan lê, tot waar jy voel hy begin trek. Dan rol jy terug op jou hakke, jy sal voel hy gaan bietjie meer trek, vat jou hande en jy druk het tussen die bene deur. Daai beweging forceer al jou strek agter in jou hamstrings in. Jy kan daai 2 of 3 keer doen, jou gevorderheid op het is, verder jy gaan later gaan trek, of buiten maar op binne, maar jy doen is my voet 'n bietjie nader, weer afgaan, dan terug op die hakke, en dan jou hande tussen die bene doen. Sodra jou hande terug gaan van jou boonlyf af, trek in jou hamstrings en af tot jou tendens in jou knie. Opeindig te teen mekaar, hierdie ene kan jy nou net tussen jou voete deur gaan nie, gaan net jou arms neerstoot, en jy warm net op. As jy ouens op 1 of 2 wil extra doen, is weer welkom, weer nooit nie. Maar probeer maar net die spiere so warm as moontlik kry, dan wat jy doen is jy gaan op 'n skouderbreedte, jy lê oor een kant toe, nou met daai gaan hy alles in jou boorbene ingaan, hier in jou boorbene, van jou regterhand oor, en jy sal voel, hy gaan dan begin oorgaan in jou agter jou hamstringe. Nou hierdie werk ook lekker in die groin, op baie keer daai spiere is in trek, daar is nie 'n strekking wat jy kan doen vir 'n groinbesering nie, gewoonlik net 'n compression sok, maar so warm as jy kan op, so jy gaan oor, strek hom oor met jou opposite hand, groot geheimnis moet nog nie bounce, baie ouens gaan en druk klop in die spier. Daai maak microfiber skere, as dit gaan omseek, en dan later om sit in die been wat lekker seer is. So al die oefeninge in die begin om rustig, voel waar jou spier begin trek, en dan begin om net om te werk. So baie van jy op die kant te werk, en die oortrek, en om te kry. Dan gaan jy op met heupe toe. Die heupe is ook nie verskriklik baie nie. Jy kan hardloop-oefeninge doen, maar net om hom los te kry. Maar die groot ding van hom is, jy gaan aan die kant toe, en jy voel doen halwe maandjies vorentoe. Maak seker dat die heupe lekker warm raak, heupe los raak. Daar is baie limit tot op hom. Wat jy ook kan doen, is as jy begin lynwerk doen, en jy gaan opgaan, jy bring die op, uit, bring die af. So loop jy maar net jou blok neer, bring hom terug, dan weer van binne af buiten toe, en buiten af binne toe. Baie van die meer senior spelers, meer by so'n galop wat doen, ook ouer en ouer mense, nie so erg. So probeer maar net die heupe weg, dat jy die spiere losstaan. Hy werk dan ook van die broodspier. So oefening is my basies armswaai, dat jy een lekker groot cirkels vat. Weerens luister in die skouder, as ek begin klap, en multiple van goedkies vat op kleiner, stadiger. En al die doen is die vat jou cirkel, is dit bietjie kleiner, en daar ook die kleinste is lekker vinnig bewegend. En maar net lekker is, en dan werk jy weer van achter en voor toe. Dat gaan maar net al jou voorskouwers, jou agterspiertjies maar net alles loskry, en dit is maar alles met jou goeie beweging. Nek en skouwers, kan jy nek net lekker rol, baie ons vat aan, druk op die kant van die kop, druk jou kop in die richting van die hand, sit net weerstand, hy hou lekker met die spiere voor en achter, lekker opwarm, en dit is die basis stilstaande oefeninge, wat jy kan doen, klem lê uiters daarop, luister na wat jou lyf vir jou sê, moet oordoen nie, as die spier begin seer raak, dan seer raak, kry jy so die bietjie sprei, of seker die werk lekker vast, as het steeds stender en seer is, sê vir die coach, dan net rustig. Een klein besering, maar een groot besering, sê dat jy soos. Dan gaan ons so praat vir jou, maar jou basis is groter oefening.